Goeiemôre, dit is dan weer 23 Julie 2026, lesing 70 van die groot Johannes Evangelie boek 4. En ons is nou besig met kinderopvoeding en die gevolge van 'n verkeerde kinderopvoeding. Direk deur Yeshua vir ons gegee, nie deur 'n onderwyser nie, nie deur 'n sielkundige nie deur 'n dominee of wat ook al nie, maar Yeshua self, die ewige waarheid. En daarom sal dit goed wees as ons hierdie woorde ernstig opneem. En Judas Iskariot is nou maar jammer vir die ou, maar hy is nou daar as die voorbeeld van 'n verkeerde opvoeding as kind en dan 'n verkeerde lewenswyse as groot mens. Kom ons kyk of ons nie hierin dinge kan herken van onsself nie. Want ons kom almal self deur 'n sisteem waar Yeshua nie erken word nie in die harte van mense nie, maar wel met die lippe. Hoofstuk 125 oor die lewe van Judas Iskariot. Yeshua sê, hierdie leerling, Judas Iskariot, is 'n sprekende voorbeeld daarvan. Hy was die enigste seun van sy uiters welgestelde vader en ook van sy tot sterwens toe op hom verliefde dwaase moeder. Die gevolg was dat beide ouers hulle seun aapagtig vertroetel en hom in alles 'n vrye hand gegee het en ook alles gegee het wat hy maar wou hê. En die gevolg daarvan was dat die jong man, toe hy groot geword het, die ouers uit die huis verjaag het en hom met verkeerde vrouens vermaak het, soveel as wat sy natuur maar kon verdra. Let wel, aapagtig vertroeteling. Die oomblik wanneer jy 'n apeliefde uitleef teen 'n kind, en dit is om hom nie tereg te wys wanneer hy verkeerd gaan nie. Dit is om hom nie binne in die geestelike norme van Vader se woord op te voed nie. Dan kry jy iets wat so heeltemal boos word. Soos hierdie Judas jaag sy ouers uit en bring die geld deur met vroumense. Dit het nie lank geduur nie, totdat hy ook soveel van die besittings van die ouers deurgebring het, dat vir beide slegs die bedelstaf oorgebly het, dis nou die twee ouers, en hulle weldra van kommer en verdriet gesterf het. Ek sien dit vandag so baie, dat kinders raak betrokke met drank en dwelms, veral dwelms, en hulle roei hulle ouerhuis uit. Hulle steel dit basies leeg, dat die ouers die kinders later aan wegjaag. Hulle kinders vir wie hulle so lief was, en nou weet ons, hoofsaaklik met 'n verkeerde apeliefde. En alles moet gaan vir daardie verslawing. En ek het hoeveel ouers het 'n mens gekyk, hoe hulle van verdriet wegkwyn en uiteindelik sterf van hartseer oor so 'n kind en wat hy aan hulle gedoen het. So hierdie is vandag regtig goed wat algemeen is. Ons is 'n klein kosmos van die volk. Hierdie 500-600 mense wat hier is 'n teebeeld van wat daar buite is, met die verskil natuurlik dat ons nie veel ryk mense hier het nie, maar ongelukkig is dit so in die ryk mensgeleedere, gaan hierdie goed eintlik nog erger te kere. Dit word net dieper weggesteek. Waar ons hier in die armdele, miskien 'n mannetjie kan kry wat homself met 'n motorfiets vermaak en doen, dan sal hy ene doen met 'n Ferrari of 'n Lamborghini of iets. En omdat hulle 'n groot mure het, wat ons arm mense nie het nie, word hierdie dinge stilgehou agter die groot mure. Maar dit is daar, want juis onder welgestelde mense
vind die opvoeding van wêreldse mense het baie meer krag, want hulle kan die kind net meer bederf. Wat hy wil hê, kry hy. En wat hy wil doen, doen hy. En so sien ons deesdae dat dogters van 13, 14 in die nagte uitbly en hierdie danse en goed, wat noem hulle dit vandag? Clubs en raves en ek weet nie wat alles nie. Dat hulle dit bywoon en die ouers het nie 'n probleem nie. Want as hulle 'n voet voorsit en dit stop, dan raak daai kind heeltemal hand uit. Jy kan dan nie met haar of hom huishou nie. En is ongelukkig so, die jong boompie word in 'n land gegooi waar daar baie onkruid is. Vandag is die onkruid seker 10, 20 maal erger as wat dit was in my tyd. En as ons na Joshua se tyd kyk waar hy hieroor praat 2000 jaar gelede, was daar nog glad nie sulke onkruid soos wat nou vandag bestaan nie. So ons moet net baie skerper oppas dat ons nie ons kinders in hierdie gemors en hierdie onkruid aan die onkruid blootstel nie. Want alle dwelmgebruik het maar by pelle begin. Dit is waar almal by mekaar is, dan haal een ou die gemors uit en dan trek hy ander onskuldiges binne in hierdie net in. Dit is regtig 'n valstrik van Satan. En dan ongelukkig word hy dan self een wat die nette opstel verander. Ons sien dit wanneer hulle hier inkom. Dis seker die gevaarlikste ou wat hier inkom is 'n ou wat dwelms smokkel of dwelms verkoop. Binne 'n baie kort tydjie het hy mense wat al maande of jare droog was, het hy hulle weer op die goed en al die ewels vind plaas wat gevolge is van hierdie goed. Naamlik diefstal, goed wat vanuit die eie liefde kom. Jy kan ook glad nie met hulle enigstens ordentlike gesprekke hê nie. Volgende ding is, hulle wil nie werk nie. En dit is eintlik net 'n verpesting in die Philadelphia Ark se oesland, of se land, waar ons graag probeer om suiwer vrugboompies te kweek. Maar die jong man, is nou Judas, wat nou eweneens heeltemal verarm was, alles geblaas, kom nou bietjie tot inkeer en begin hom uiteindelik af te vra. Ja, waarom het ek nou so en nie anders geword nie? Ek het myself nie gebore laat word nie, en nog veel minder verwek. Myself opvoed kon ek tog ook nie, en tog sê almal vir my in my gesig, dat ek 'n ellendige skurk en booswig is, wat deur sy liederlike en slegte streke, sy ouers hulle hele vermoë wat hulle met moeite verwerf het, ontneem het, en hulle na die bedelstaf en ten slotte selfs ontydig in die graf gedryf het. Sien julle nou hierdie ou se redenasie, alles weg van hom af. Hy het geen skuld hieraan nie. Dis nie sy skuld dat hy gebore is nie, dis nie sy skuld dat hy opgevoed is nie, dis al die ander mense se skuld. En dit kry jy. Ons is daagliks blootgestel daaraan. Wat kan ek dan daaraan doen, sê hierdie Judas? Alles wat ek gedoen het, kan ten beste baie sleg wees. Maar is dit my skuld dat my ouers my nie tot iets beters opgevoed het nie? Wat moet ek nou doen? Arm, sonder geld, sonder huis, sonder werk, sonder brood. Steel en roof sou die maklikste wees om dadelik iets te bereik. Maar om as onhandige dief betrap en dan koelbloedig gestraf te word, is seker ook nie aangenaam nie. Met die roof lyk dit nog slegter. Ek weet nou egter wat ek sal doen. Ek leer die een of ander vak, al is dit maar die ou dom pottebakkery, waardeur my vader ryk geword het. So gesê, so gedaan. Hy gaan na 'n gemoedelike pottebakker in Kapernaum vir opleiding en leer sy kuns vlytig binne 'n kort tydjie. Die ou pottebakker het egter 'n dogter wat
kort daarna die vrou van die kunstenaar as leerling word. Hierdie man wil nie steel of roof nie, omdat die straf erg is. Maar as daar nie 'n straf was nie, en die straf was erg, in daai tyd kon dit selfs die dood gewees het of 'n baie lang gevangenisstraf, dan sou hy dit gedoen het, want hy het geen inbors wat vir hom sê, ek kan nie steel en roof omdat dit nie reg is nie, dit gaan lynreg teen Vader se gebooie in nie. Nee, die straf hou hom weg. En dit is ook wat ons in ons land gesien het, toe daar nog goeie en streng strawwe was. Ek dink aan die doodstraf, ek dink aan 6 houe met die rotang, was daar baie minder van hierdie ewels wat ons nou vandag mee te doen het. Maar nou ja, ons kan nie vra dat die doodstraf weer terugkom nie, want die doodstraf in die hande van 'n barbaar sal vir die wit man in hierdie land die dood wees. Want hulle sal als wat ons as verkeerd doen, sal hulle vir jou die strop om die nek wil sit. Want hulle is nie in staat om regspraak te doen nie. Ons het dit nou in die vorige lesings gesien, dat hulle is natuursiele, wat nie met 'n gewete en 'n godsbesef toegerus is nie. Dit is baie belangrik dat jy mense wat oor jou aangestel is, dat hulle dit het ten minste. Maar nou is ons in slawerny, waar ons regeer word deur 'n hele rits mense wat geen gewete het nie en geen godsbesef nie. Om jou net 'n idee te gee, ek lees nou die dag dat die polisie het oor die 700 brigadiers en generaals. Kan jy dit glo? Wat se salarisse trek? Wat se karre ry hulle mee? En wat is hulle Kentucky rekening? Jy weet, wat sê hulle sien as hy mos besig met 'n barrel. So, ons het regtig is nou in 'n toestand wat nie baie aangenaam is vir ons toekoms nie. Nou ja, ou Judas het nou vir hom gaan leer om 'n pottebakker te wees, maar so royaal, vers 6, soos ons Judas vroeër was, so hard en gierig word hy nou as meester pottebakker. Sy vrou het dikwels onder sy hardheid gelei. Hy maak goeie koopware en begin alle markte te besoek en laat sy huisgenote tuis gebrek ly en werk tot hulle daarvan neerslaan. As hy met baie geld van 'n mark af huis toe kom, gee hy die ywerigste werkers wel 'n loon, maar kom hy met minder verdienste huis toe, dan gebeur daar onaangename dinge in sy skamele woning. Om hom na sy pottebakkery nog 'n byverdienste te verskaf, het hy ook 'n vissery gepag, dis nou gehuur, en begin hom 'n paar jaar gelede toe te lê op die natuurlike toorkuns. Daar's nou 3 jobs wat hy doen. Omdat hy in Jerusalem meermale gesien het, hoeveel geld Egiptiese of Persiese towenaars daarmee verdien. Hy het egter nie veel daarmee verrig nie, hoewel hy baie geld daarvoor uitgegee het. Hy neem vir daardie doel ook les by 'n paar Essene, wat buite hulle orde lewe, wat hom wys gemaak het dat hulle, indien nodig, ook met gemak 'n wêreld sou kon skep, met alles wat dit bevat en daarin is. So 'n wêreldmens lyk of hulle kan baie ligsinnig raak en baie nonsens glo vanuit die wêreld, om nou hulle innerlike nuuskierigheid na die negatiewe toe te bevredig. En dit is hoekom hy toe nou met hierdie goed in mekaar geraak het, natuurlik gedink dis maklike geld, en dit het toe nou nie gewerk nie. Maar hy het baie gou tot die oortuiging gekom, dat hy die bedroëne is, en keer sy geslepe meesters die rug toe. In hierdie jaar het hy gehoor wat ek, Joshua, alles doen,
en dat alles wat mense op hierdie aarde tot dusver wonderwerke genoem het, daardeur in die hoogste graad oortref word. Dit was dan ook die werklike rede waarom hy hom by my aangesluit het en tuis alles verlaat het, ten einde slegs die doen van wonderwerke te leer en daarna baie goud en silwer te verdien. En hier sien ons die kern van hierdie man se geaardheid. Hy wou by Yeshua steel, wonderwerkkennis steel, om self hierdie goed te doen en dan self 'n groot klomp geld uit toorkuns te maak. En dit is so, selfs vandag nog, beweer mense dat hulle wonderwerke doen en hulle vra die mense baie geld daarvoor. En dit was eintlik hierdie ou se doel. Hy was nie daar om die evangelie te leer wat Yeshua gebring het nie. Hy wou net leer hoe om Yeshua of gelyk aan hom te wees of hom te oortref. En dit is in sy woorde in die vorige hoofstuk baie duidelik. Hy sê ja, jy kan groot wonderwerke doen, sê hy vir Yeshua, maar die Egiptiese towenaars kon dit ook doen. Hulle kon net so doen wat jy gedoen het. Hulle kon byvoorbeeld ook die son verduister, wat natuurlik 'n pot nonsens is. Al wat die Egiptenare gehad het, hulle die kennis van sterre gehad, hulle die sterrekundige kennis aangewend, om die dom mense om hulle te laat glo dat hulle mag het om maansverduisterings en sonsverduisterings te laat plaasvind. Maar Yeshua het dit op 'n ander wyse gedoen. Hy het die son beveel om sy lig terug te trek. En dit het gebeur, net daai oomblik. Die leer kan hom weinig skeel, my leer kan hom weinig skeel. As hy luister na wat ek Yeshua sê, wil hy eintlik slegs 'n uitleg hoor van hoe en met watter middele ek die een of ander wonderwerk tot stand gebring het. Wel, daaroor hoor hy nooit iets wat vir hom bruikbaar is nie, en daarom is hy steeds nors. Verder sal daar vir hom wat hierdie wêreld betref, by my 'n ontsettende swaar rekening wag. 'n verraderlike handeling en die daaropvolgende bitterste vertwyfeling sal 'n selfmoordenaar van hom maak, en 'n strop en 'n wilgerboom. Nou die Bybel sê vyeboom, so daar is 'n bietjie van 'n verskil, sal sy treurige einde op hierdie wêreld wees. Want hy is iemand wat die Elohim wil beproef, wat 'n groot misdaad is en moet wees. Wie dit egter waag om 'n misdaad teen Elohim God te begaan, sal dit ook teen homself nie nalat nie. Eers teen Elohim en dan teen homself. Maar ek sê vir julle, dat selfmoordenaars beswaarlik ooit Elohim se aangesig in die ewigheid sal sien. Ek sou julle ook selfs die matematies vasgestelde oorsaak daarvan kon wys, maar dit is nie werklik die moeite werd nie. Dit is voldoende dat julle my glo, wat ek julle aandui oor die gevolg van selfmoord. Die oorsaak daarvan lê altyd in 'n soort domheid, wat voortspruit uit vertwyfeling, en dit is 'n gevolg van 'n misdaad teen God Elohim, of teen sy gebooie. Hier is harde woorde teen selfmoordenaars, maar dit is die waarheid. 'n Mens kan dit maklik bewys. Jy moet liefde vir Vader hê met jou hele hart, siel en verstand, en jy moet jou naaste ook lief hê soos jouself met jou hele hart, siel en verstand. Nou as jy nie eers liefde vir jouself het nie, dankbaarheid dat jy vandag 'n lewe het, dat jy jou ledemate het, dat jy jou sintuie het, dat alles wat nou vir jou gegee is, jou huis en jou plek, alles wat jy nou het, maak nie saak waar in die lewe nie. En jy besluit, ek gaan nou teen daardie een gaan wat my hierdie lewe gegee het.
is dit 'n verskriklike sonde teen God self. En omdat jy dit doen, gaan jy na die ander kant toe met 0 liefde. Niks. Want jy het nie eens liefde vir jouself gehad nie. Wat daaruit afgelei kan word, daar's geen liefde vir die naaste nie, en daar's geen liefde vir Vader nie. En hier is die skrikwekkende, jy sal nooit ooit Yeshua se aangesig sien nie. Jy sal wel moontlik uit duisternis jouself 'n bietjie kan opwerk om die godheid in 'n geestelike som te kan aanskou, maar dit gaan bitter moeilik aan die ander kant met enige mens wat met 0 liefde oorgegaan het. Want hy kom daar in situasies beland hy, waar hy liefde moet uitleef, maar hy weet nie, hy ken nie. Hy weet nie eens van liefde vir homself nie. En ek praat nou liefde vir self, nie die slegte liefde nie, die basiese liefde en dankbaarheid vir jouself, dat jy deur Vader op hierdie aarde geplaas is. So, dit was sy uiteinde, hierdie Judas Iskariot, en hy het homself gaan ophang, want hy het besef wat hy gedoen het. Die ophang van hom was daarom 'n daad van berou wat hy gehad het, en dit is hoekom hy dit gaan doen het. Maar baie selfmoordenaars besluit om daai stap te neem, nie oor berou nie, maar oor ander redes. Baie van hulle wil die mense wat agterbly laat bitter swaar kry, en dat hulle baie hartseer oor my moet wees, omdat ek nou my lewe geneem het, en hulle moet sommer ook voel, dis hulle skuld. Dit is een van die redes, maar daar is baie ander redes. Moet asseblief nie dat selfmoordgedagtes in jou opkom nie. Daar by die gedagte, draai sy nek om, bid vir Yeshua, sê, neem weg hierdie demoon wat my nou my lewe wil laat neem. Want jy gaan nie kan omdraai nie, as dit gedoen is dit gedoen. Ons gaan verder. Die gevolge van 'n verkeerde opvoeding. Joshua in hoofstuk 126. Mens vind weliswaar die gebooie van Elohim uiters goed en regverdig. Maar daar is ook mense wat niks daarvan wil weet om volgens die gebooie te handel nie, maar enkel en alleen vir die wêreld lewe. Met sulke mense kan mens natuurlik niks of hoogstens 'n swak transaksie aangaan. Wie met hulle 'n sake transaksie aangaan, is al dadelik vanaf die begin af die mees bedroëne en die een vir wie hy te slim is. Bedroëne beteken dat jy baie sleg daarvan afkom, wanneer jy met sulke mense in 'n transaksie gaan. Maar die een wat hom met sulke wêreldse mense inlaat, om voordeel uit hulle te trek, moet gewis erg dom wees. Andersins sou hy sy vennote wel beter deurskou het, alvorens hy homself met hulle ingelaat het om sake te doen. En hier is 'n baie belangrike les vir ons in hierdie paragraaf, vir ons mense vandag, wat werklik Yeshua dien, en in die bed spring, simbolies gespreek, in besigheid, met iemand wat absoluut Yeshua verag, of soos hy sê, die gebooie verag. Jy gaan jou Ali sien, want eerstens kan jy nie meer bid vir hierdie organisasie se voorspoed nie. Alhoewel jy Yeshua se kind is, kom ons sê jy het 'n 50% aandeel, kan Yeshua nie net 50% van die besigheid seën jou deel nie. Hy moet die hele besigheid seën. En die ander party kan 'n godvloeker wees, kan 'n godspotter wees, kan iemand wees wat nie 'n snars omgee vir enige gebod of enige skrifgedeelte nie. Nou, die wet van die heel algemene wet sê, Yeshua kan nie so ou seën nie.
Hy mag nie, want dit sal teen hierdie ou se wil gaan, en hy mag nie sy vrye wil met geweld verander nie. So wat gebeur nou? Hy gaan jou ook nie kan sien nie. So eenvoudig soos dit. En ek wil dit ook sommer 'n bietjie verder trek vir mense wat so verskriklik op die aandelebeurs is. Jy sit alles wat jy het in die hande van 'n klomp duiwelsgesinde mense. Want daai aandelebeurse reg oor die wêreld is onder die beheer van mense wat absoluut nie net nie glo nie, maar wat aktief die Satan dien. Aktief. En by name die Jode wat meestal aan die beheer of in die top van sulke goed staan. Wees versigtig vir sulke organisasies. Wees versigtig vir ander organisasies waar jy geen beheer het oor die pad wat hulle loop nie, maar jy kry net die dividende. En dis baie van hierdie kunsmatige intelligensie transaksies wat opkom, die mense sit hulle geld daarin, en dan gaan dit vir 'n ruk goed, en dan val die ding plat. Wat jy met jou 2 hande en jou verstand kan doen op hierdie aarde is aanvaarbaar vir Vader. Ons kan dit doen, en hy kan ons en hy sal ons seën, as ons dit doen op die voorgeskrewe wyse wat hy sê, dat jy ook in die proses waarin jy geld maak, jou naaste se nood nie verbyloop nie. Daarmee het hy geen probleem nie, ons moet almal kan eet. Maar pas op vir al hierdie organisasies, vandag natuurlik baie meer as wat 2000 jaar gelede was. Tog het so 'n mens, hoewel hy taamlik dom is, en steeds iets wat op winsbejag uit is, altyd nog 'n goeie hart. Maar juis deur sy domheid is sy geloof daarby swak en vertrou hy min op Elohim. Hy dink en sê wel altyd, laat ek eers maar eendag regtig ryk word. Dan eers sal ek die beste mens ter wêreld word en my ook alle middele verskaf waardeur ek die mystieke Godwese beter en helderder kan leer ken. Vir die arme wêreld sal ek dan alle denkbare weldade verrig, en na duisende jare sal my naam nog steeds genoem word. As die ryk wêreldse mense eers eendag ondergeskik word aan my, dan sal al die ander dinge wel met eens van self kom. Maar, of met die ydelle hoop gaan so dwaas deur die lewe, maak planne en wend pogings aan, en soek met sy planne toenadering tot die grootes en rykes, wat met hulle skerp wêreldse verstand, in sy uitvindinge al gou 'n voordeel vir hulle self sien. Die dom spekulerende mens, laat hom deur hulle mislei, en word daarby op 'n wyse wat ten hemel skry, bedrieg en om die bos gelei. En dit is maar net so, hierdie mense is net te slinks vir 'n gewone mens, wat sê maar 'n goeie hart het, maar hy is nie baie vas geheg aan Yeshua nie. Dan kom hy binne in hierdie sirkels van hierdie mense wat gewoonlik almal ook in ons tyd nou in geheime organisasies is, en wat net na hulle self omsien. Hulle het geen gevoel vir enige ander persoon nie. En hulle sal jou op die gruwsaamste wyse bedrieg en mislei, en sal daaroor lag. Dit is die wêreld gees vandag. Daar is geen genade nie, geen barmhartigheid nie. En ek kan dit op klein skaal kan ek getuig van mense wat uitgaan. Dan kry hulle 'n aanbieding van 'n vriend of iemand wat hulle in die verlede geken het, van baie duisende rande 'n maand. En dit is nie een nie, dit is die oorwegende deel van hulle kom dan weer na 'n paar maande of selfs weke teruggesluip en sê, oom, daai ou het ons nog niks betaal nie. Of
waar die salaris 15 of 20.000 was, het hy ons R2.000 gegee. Dis hoe dit werk, en hoor jy, dis ons eie mense, dis nie vreemdelinge nie, dis Afrikaners. So ons sien hierdie goed, en Joshua waarsku ons, om liewer op 'n ander manier om te gaan. Natuurlik, as jy vir iemand werk, kan jy tog nie, dit kan nie jou skuld wees, en dit kan nie teen jou gehou word, as hulle organisasie 'n ander pad loop as die pad met Vader nie. Vandag is werk skaars, en 'n mens moet maar 'n werk gaan kry, en jy is gelukkig as jy by 'n volksgenoot werk kan kry. Maar dit is die situasie waarin ons vandag is, baie soos die Israeliete in Egipte was. Ons is regtig op die oop veld, en ons kort 'n Joshua om ons hier uit te lei. En hier lees ons vanmôre die Joshua wat ons gaan uitlei. Hy kom in die gees van die woord, want hy is die woord, en hy is die waarheid. En as ons daaraan vashou, dan lei hy vir ons op die regte pad, al lyk dit nou so moeilik. Dan vers 4 staan hy daar met al sy planne en hoop, volkome uitgeplunder en totaal sonder middele en sien geen uitweg meer nie. Die geloof in Elohim God en 'n vaste vertroue op Elohim se mag, goedheid en hulp was by hom altyd al so goed as glad nie aanwesig nie. Met die wêreld het hy deur die bedrog, waardeur hy alles verloor het, alle verbinding verloor. Sy verstand is te dom en kan nogtans, ondanks alle soeke en ondanks alle inspanning, geen uitweg vind nie. Wat het dit nou tot gevolg? Vertwyfeling en daardeur 'n gloeiende afkeer van die bestaan, omdat dit skyn of daar nêrens ook maar enigsins verdraaglike vooruitsigte hulle voordoen nie. In die koorshitte neem so 'n dwaas dan gewoonlik sy lewe en word 'n selfmoordenaar, dat hy daardeur sy siel dikwels 'n onvoorstelbare groot skade aandoen. Kan julle duidelik aflei uit die feit dat so 'n mens hom nog steeds baie lank verder wil vernietig. Want dis wat gebeur, as hy aan die ander kant kom, het nou sy lewe geneem, nou kom hy en hy dink hy's nou net weg, hy bestaan nou nie meer nie, soos 'n lang slaap wat van hy nooit wakker word nie. Maar dan word hy daar aan die ander kant wakker, hy word bewus, maar ek lewe nog steeds. Maar die lewe waarin ek nou is glad nie lekker nie. Dis gewoonlik duisternis, dis hongerte, dis dors en ander onuitspreeklike dinge wat gebeur na so 'n ruk wat hy in die duisternis is. En dan haat hy die godheid nog verder en dan raak hy nog meer lus om hom nog meer dood te maak. En dan kom hy in die geselskap wat ons dan die hel noem, van demone en ander soortgelyke siele soos hy wat geen liefde het nie, en hulle hou hulle dan die hele dag besig om mekaar dood te maak. Maar hulle kan nie. Hy maak jou dood en 10-15 minute later lewe jy weer en maak jou weer dood. Maar die pyn van dood moet jy elke keer deurgaan. Dit is hoe dit lyk in die hel. Daar's nie iets anders as die gruisame eie liefde vir die mens, of dan nou die gebrek aan enige liefde, wat die oorsaak is van al hierdie pyn en lyding nie. So dis nie 'n plek waar jy wil wees nie. Omdat hy beslis 'n dodelike haat teen die bestaan koester, want andersins sou hy geen selfmoordenaar geword het nie. Die soort domheid is egter by niemand aangebore nie, maar slegs die gevolg van 'n slegte en verkeerde opvoeding. Nou wie doen die opvoeding? Pa en ma. So as daar 'n selfmoord in die familie plaasvind, gaan die ma en pa ook deur Joshua verantwoordelik gehou word. Ons het nou die vorige hoofstuk gelees
waar die ouers met 'n apeliefde hulle kinders grootmaak, kan maak net wat hy wil. Wie sy kinders werklik liefhet, moet dit tog voor alles ten doel stel om hulle siele so op te voed dat hulle nie deur die materie verslind word nie. As die siele op die regte wyse opgevoed word, is hulle die vinnigste in staat om die gees in hulle op te neem en sal hulle nooit dom word nie. En van selfmoord sal daar nooit enige sprake wees nie. Maar by julle kinderopvoeding, wat op apeliefde berus, veral in die stede, is daar nie 'n ander resultaat moontlik nie. Maak julle kinders daarom reeds vroegtydig gewoond daaraan, om die ware ryk van Elohim in hulle hart te soek. Dan het julle hulle daardeur meer as koninklik versier, en vir hulle die grootste en beste erfdeel verwerf, tydelik sowel as ewig. Vertroetelde kinders sal egter nooit as te nimmer ware volwasse mense word nie. Al gebeur daar met hulle niks ergers verder nie, of as hulle nie iets ergs word nie, vorm daar mettertyd by hulle tog 'n bepaalde swak kant, wat deur geen mens beledig of selfs maar aangetast mag word nie. Word so 'n swak kant aangeroer en bespreek of selfs beledig, dan is dit gedaan met so 'n mens. Hy sal rasend en toornig word en verseker probeer om hom op elke denkbare wyse op die belediger te wreek, of hom minstens baie nadruklik waarsku, om daardie so triek vir altyd te vermy, omdat dit vir hom andersins ontsettend ernstige gevolge sou hê. So 'n swak kant wat voortspruit uit die vrye wil en uit die kennis, is uit die aard van die saak eintlik nie iets slegs nie, maar dit is tog 'n swak plek in die siel, waar dit altyd kwesbaar bly, en dit nie net hier nie, maar ook nog lank in die hiernamaals. Jy stap met daai eienskappe oor na die ander lewe toe. En hierdie spesifieke eienskap van paragraaf 8 sien ons as bestuur van hierdie plek feitelik daagliks. Hier is mense wat so op hulle self gestel is, dat jy niks teen daai persoon moet sê nie. Jy moet hom nie eers wys op sy foute nie. Al is dit 'n les wat hy behoort te leer en homself reg te kry. Hulle ontbrand in die verskriklikste woede teen daai persoon. En hulle sal hulle te lyf gaan. En ons het al vele sulke voorbeelde in die afgelope jare gehad. Daardie mense wat dan hier kom, bewys eintlik nou een ding, as ek nou hierdie paragraaf moet toepas op ons wêreld nou. Jy het nie 'n korrekte opvoeding gehad nie. En ek sien dit met die jeug. Jy kan hierdie jong mense nie meer sê, luister, jy moet bietjie jou kant bring nie, jy's sleg, jy wil nie werk nie, of jou werk is swak. Hy wip hom net daar, en hy loop, hy gaan net weg. Of hy sal vir jou in jou gesig sê, man, jy sê nie vir my wat ek moet doen nie. So erg het dit geword dat ons by hierdie ark geen jong mense van 20 tot 30 of van 18, 16, 18 tot by 30 inneem nie. Want jy kan nie meer met hulle werk nie. Hulle het eerstens geen selfdissipline nie. Hulle het geen deursettingsvermoë nie. Omdat hy net apeliefde van sy ouers gekry het, het hy nooit geleer om 'n ding af te handel of klaar te maak nie. Een van die grootste dinge wat ek uit my opvoeding kan onthou, is dat jy nooit vir my pa iets half moes doen nie. As jy 'n ding half doen, is die hel los, letterlik. En dan brand jou agterend. En dan doen jy 'n ding en jy maak dit klaar. En jy rond dit af. Maar vandag se kinders, wat deur apeliefde ouers opgevoed is, wat weer op hulle beurt deur apeliefde grootouers opgevoed is nou al 'n derde en selfs 'n vierde geslag kinders, wat glad nie enigstens iets vir die samelewing beteken nie.
Want jy kan nie met so iemand 'n landstruktuur bedryf nie. Mense wat in sekere poste moet ingaan om 'n hele volk se toekoms en se welbehaag te besluite oor te maak. Want hy kan nie eens oor homself nie. Mannetjies is so sag en so sonder manlike krag, dat wanneer hulle nou uiteindelik 'n vroutjie vat, dan word hulle die vroutjie se speelding. En o, Here, besop as jy nou daai vroutjie wat ook deur apeliefde opgevoed is, as jy haar net te nakom, dan spring sy op daai ou af soos in die vorige hoofstuk en sy wys net tande. En so kry jy 'n hele wanordelike huishouding. Want die huishouding moet volgens die orde van Vader wees, die man die hoof, die vrou onder die man, ook nog steeds nie onder sy voet nie, maar onder sy hart. Maar dis die orde. Die oomblik wanneer die vrou die beheer in die huis oorvat, dan kry jy verkeerde liefde. En dan is die neiging dat kinders heeltemal omdraai en nie meer die teenoorgestelde geslag soek nie, maar dieselfde geslag is dan so 'n gevolg van 'n verkeerde apeliefde waarmee mense groot geword het en waarmee nou in die huwelik verder ook aan geleef word. Hierdie dinge is baie ernstig, mense. Joshua het reëls, Vader het reëls in die skrif, ons noem dit gebooie, ons noem dit die wet, wat alle onderlinge verhoudinge vir ons duidelik gee hoe dit moet wees. En moenie dink dat omdat Joshua gekom het, is die wet nou tot niet nie. Die straf van die wet is tot niet. Want jy kan 'n fout maak en jy kan vergifnis kry. Daarin is ook reëls, hoe, wanneer, waar en wanneer nie. Ons gaan verder. Daarom is vers 10, nee. Ja. Moet julle by kinders ook besonder daarop let, dat hulle in hulle self geen sogenaamde swak plek ontwikkel nie, want dit word vir die siel dieselfde as kroniese halfgeneese siektes. As die weer altyd goed is en die wind daarby uit 'n goeie hoek kom, merk mens niks daarvan nie. En die mens wat dit besit, voel heeltemal gesond. Maar sodra slegte weer in die lug homself maar begin aankondig, begin sulke swak plekke in die liggaam hulle ook dadelik te roer en maak die mens altyd dikwels vertwyfelend van pyn. Nou, dit is in die liggaam, en ons ou mense weet nou dat sodra daar slegte weer opsteek, dan kry jy dit alreeds die waarskuwings in jou ledemate. Hierdie pyn en daai pyn en so aan. En dis dieselfde in die geestelike, in siele, wat as dit goeie weer is, dan sien jy nie hierdie dinge nie. Maar laat die weer 'n bietjie sleg raak, laat persone 'n bietjie swaar kry, laat daar 'n bietjie gekort is aan geld in die huis of wat ook al, dan sal jy gou sien wat se pyne uit so 'n siel uitkom. So besonder moeilik soos dit vir enige dokter is om sulke ou kwale van die liggaam te genees, net so moeilik en dikwels nog moeiliker is dit om sulke ou verwondings van die siel te genees. As die skipper sy skip wil behoed teen beskadiging, moet hy nie daarheen vaar waar in die see allerlei klippe en koraalbanke voorkom nie, maar slegs daarheen waar die water die geskikte diepte het. En so moet die opvoeder van kinders, soos 'n egte lewenservare stuurman, sy klein lewensskippies ook nie laat rondvaar oor al die wêreldse rotsagtige vlakwaters nie, maar om dadelik meer op die innerlike lewensdieptes waag. En dan sal hy die klein skippies teen gevaarlike beskadiging behoed en daardeur die kroon verwerf van 'n egte lewensstuurman. Heil aan hom wat ook hierdie woorde ter harte neem. Hy sal nie sonder seën vir hom en sy mense bly nie. En nou, nadat ons hierdie bysaak
wat hom voorgedoen het deur die optrede van die leerling Judas Iskariot nuttig bespreek het, keer ons weer terug tot ons beskouinge oor wording en skynbare vergaan, en ons wil nou heel in die besonder daardie laasgenoemde in oënskou neem. So deur die gedrag van Judas Iskariot het ons nou hierdie mooi les gekry oor hoe om kinders op te voed. En daai diep waters waarin hy sê, jy as stuurman, as ouer, as onderwyser partykeer en as geestelike opvoeder, daardie waters is die waters van liefde. Jy moet vir daardie kinders 'n liefde kweek vir Vader en hom vertel van Vader en al die goeie dinge en al die dinge wat Joshua vir ons gedoen het, sodat daai kind 'n besef kan kry dat daar iets hoër is wat hom lei en waar hy mee moet hy moet bind aan daardie wese. En dan moet jy hom leer om nie met sy maatjies elke keer net sy eie goed te wil hê nie en die ander maatjies te slaan of nie sy goed te deel met sy maatjies nie. Die naaste liefde moet van kleins af as diep water vir kinders gegee word, dat hulle nie hulle skippies wat nog klein is en nog baie beperkte verstandelike vermoë het, nie ten gronde gaan teen koraalbanke en klippe nie. Wat? Hierdie goed is wat ons gister oor gepraat het. Kompetisies vir klein kindertjies, skoonheidskompetisies. Klein laities moet nou heeltyd geleer word in boks, judo, karate en hy moet vaardig wees met gewere en al hierdie ander dinge. Dit is nie dinge wat te klein kinders kan verdra nie. Ek sê nie dat 'n mens nie jou vaardighede moet beoefen in, wat is die woord, as jy jouself beskerm? Selfverdediging nie, dit sê ek nie. Maar die ophemeling van kinders wat te klein is in krag en by seentjies en in mooi en in skoonheid by dogtertjies is 'n baie groot onding. Want hulle skippies kan nie hierdie goed verwerk nie. Dit is hoekom die mens nie te veel vir klein kindertjies moet sê, oeh, jy is so mooi nie. Of oeh, jy is so sterk nie. Dit gaan, omdat hulle nog nie ontwikkeld is nie, gaan dit na hulle koppe toe, en dan word hulle soos hierdie Judas Iskariot tipe. Die wêreld kom in sy wese, en nou, as hy nie die mooiste is nie, of hy nie die sterkste is nie, dan gooi hy nou 'n vloermoer, omdat hy verloor het. Want hy kan nie hierdie goed verwerk nie. Maar as jy die diep waters van die liefde vir hom geleer het, dan sal hy sulke teeslae sal hy dan kan hanteer. So mamas, papas, almal van ons het groot werk om te dink oor hoe ons met ons kinders omgaan en met ons kleinkinders. Baie dankie.